Hallo mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Ek is vandag hier in die Kopenda Kunsgalery in Montetjie. Dis ons plaaslike platform vir kunsuitstalling. Hier by my is Adèle Fourie, sy is die kurator. En hier agter is so 'n paar van my skilderytjies. Kyk, die mense sê Koos is baie lui. Hy sit in die somer in die skaduwee en in die winter in die son en slim stories uitdink. Maar kyk, om te dink is 'n baie swaar werk, ou. Henry Ford het gesê, dis die swaarste werk wat daar is. Dis hoekom so min mense in dinkery betrokke raak. Maar so as 'n mens se verstand nou moet rus, dan doen ek dit nou maar. My vrou dink ook ek is baie lui, maar hier is darm ietsie wat ek doen wanneer ek rus. Nou kyk, Adèle, baie dankie dat jy my die kans gegee het en nog vir baie ander kunstenaars ook. Ons gaan net nou hier so 'n draadjie loop en kyk hoe lyk hulle goed. Hierdie kunsuitstalling het sy groot moeite ingesit, dan nou vir ouens soos ek 'n platform gegee. Adèle, baie dankie. Ons waardeer groot plesier. Ons waardeer almal alles wat jy vir Montetjie doen. Wat beteken Kopenda? Kopenda is 'n Swahili woord, wat dis die taal wat hulle praat in Oos-Afrika. En dit beteken om lief te wees. So die naam van die galery is Kopenda Afrika en dit is om lief te wees vir Afrika. So ek het 'n groot gedeelte van my lewe, my jong lewe het ek spandeer in Tanzanië. Dis waar ek groot geword het en my hoërskool het ek daar klaar gemaak. So Afrika is maar in my bloed. En ek wil dit erkenning gegee het met hierdie besigheid wat ek hier begin het om te sê Afrika is deel van my en hierdie is 'n plek waar die kuns van ons kontinent kan blootstelling kry. Baie interessant. Ek wil net vir die mense sê, jy's eintlik 'n diplomaat. Ja, ek is 'n ou diplomaat, so ek was vir 16 jaar in die diplomatieke diens gewees. So jy ken van smooth talk. Miskien het ek juist daar uitgekom omdat ek moeg was om te smooth te talk. Ja, maar dit was 'n goeie tyd en dit was 'n goeie tyd vir my lewe gewees en ek was baie bevoorreg om ons land te kan verteenwoordig. Met my vorige lewe was ek geruime tyd in Ethiopië gewees en dan ook in Kanada. So jy ken vir Afrika deur en deur. Ek ken die kontinent. Ek dink ek trek nou al op 16 lande wat ek by was, besoek het en vir verskillende redes, verkiesings of jy weet die lande wat bietjie moeilikheid het waar ons moet gaan om net met die mense te gaan praat. So ons was daar gewees om hulle te help en te sien wat se verskil ons kan maak op hierdie kontinent. Afrika is die land met die meeste state in. Ja. Watter land in Afrika is jy gaan bly as jy nou kan 'n keuse hê? Suid-Afrika is my gunsteling land en ek het altyd toe ek nog in Kanada was, ek was daar vir 4 jaar, het mense my gevra, nou wil jy nou aanbly as jy nou klaar is met jou 4 jaar termyn? Sê ek nee, ek is hier want my werk het my hiernatoe gebring en ek is hier om my land te verteenwoordig, maar ek sien uit vir die dag wat ek teruggaan na my eie land toe en dit is Suid-Afrika en ek het my kinders teruggebring hiernatoe en ek het hulle in Montetjie toe gebring. Vir die eerste keer toe ek nou besluit het om op te gee die lewe van 'n diplomaat, moes ek nou kies waar gaan ek 'n nuwe lewe vir myself maak in hierdie land van ons. En ek het vir Montetjie gekies want dit is 'n mooi, beeldskone, skoon dorp met vriendelike mense, veilig. Al die mense wat ons in die koerant sien, gewild, ongewild, mooi, lelik, jy sê jy ken hulle almal. Ek ken van hulle oom, ja, ons was daar saam met hulle gewees by die baie belangrike vergaderings waar die belangrike besluite geneem word oor die sake wat die plaaslike mense beïnvloed, maar ja, ek kan maar noem van ou president Thabo Mbeki. Ek weet oom is ook een vir pyprook. President Thabo Mbeki is ook een wat nog pyprook. Ek was juist toe ek in Ethiopië was ek by sy gradeplek. Die universiteit het vir hom 'n doktersgraad gegee, so ek was daar gewees. Dis nou 'n eredoktersgraad. Ja, 'n eredoktersgraad. Nou as ou nou 'n eredokter is, noem jy hom dokter of? Jy noem hom dokter. Okay. Nou maar kyk, man, dit is nou baie lekker om jou te gesels. Miskien ons
sommer heel dag kan praat, maar dit is my ou kunswerke, soos ek sê, dit is nou wanneer my brein moet rus, dan doen ek dit. Ons gaan nou gou hierso deur die galery stap en net vir die mense wys hoe lyk die ander mense se goed. Nou kyk, jy sê dis vir 'n maand lank, Ja, tot die 15de dit maak September. vanaand ook 6 uur, so die wat belangstel kan kom en 'n glasie wyn kom geniet. Ons het 'n wynsponsor van Montague Winery af. So en dan hou dit aan tot die 15de September toe. Baie mooi, so 'n maand lank. Nou kyk, as jy nou in die Kaap bly en jy het niks te doen nie en jy het so 'n muurtjie wat 'n kaal is, kom maar draai hierso. Hier's baie goed om te doen in Montague. As jy hier by die hotel uitkom, hier's nog 'n regte plattelandse hotel. Daar sien die toeriste mense, daar kom vir Marita Mandi en sy sê jou regvat. Kom Montague toe, kom kyk wat gaan daar aan. Hier's baie blyplekers, baie slaapplekers, baie eetplekers, baie doen goeders. So kom maak 'n draai. Adel, vat ons gou hier, dan stap ons gou kyk, kyk ons wat van die ander ouens wat hier uit is. So hier het ons die werk van Anna de Goede. So sy is een van die plaaslike kunstenaars wat deels gaan wees van die uitstalling wat ons hier het. Die baie mooi granate en met die mooi needlework, cross stitch. Hierso het ons werk deur Marjorie Bester en sy is ook een van die kunstenaars wat kunsklasse aanbied in die dorp. So die wat belangstel om 'n bietjie meer te leer oor die kunste kan ook by haar meer besonderhede kry. So hier's 'n baie mooi landskap wat sy het en dan voeltjies hierso aan die regterkant. Kom werk van Hanna Nudee hier by ons te hê. Hanna is die plaaslike kunsjuffrou in Montague en in Robertson en haar besigheid is die Art Bazaar, waar sy ons jong mense vat en vir hulle wys wat hulle kan doen met 'n stukkie lap of op 'n stuk papier. So hierdie is van haar werke wat ook deel is van hierdie uitstalling. Okay. Volgende een. Desiree Pringle. Ja, het ons 'n bietjie mooi proteas en diere. So Desiree werk met acrylics en dan mixed medium. Mixed medium, wat bedoel jy met mixed medium? So as ons gaan naby kyk, dan gaan ons sien gedeeltes van die kuns is baie keer bietjie dat hy al so 3D amper lyk, dat hy uitkom of hulle gebruik waterverf met pen. Okay. So ja, So dis nie net verf of net. ja, dit is as dit meer as een soort materiaal is wat hulle gebruik om hulle kunswerk mee te doen. Jy sê hierdie is die Van Rensburg familie, dis 'n hele die drie geslagte. Ja, ons het juis 'n uitstalling gehad vir die Van Rensburgs. Hierdie is Sarel van Rensburg wat die oupa is en sy seun Helgaard was ook deel van die uitstalling wat ons vir hulle gehou het en dan Sarel Petrus wat beeldhouwerk doen. So ons het nog steeds van Sarel se stukke hier in die galery, pragtige brons beeldhouwerk wat hy doen en hierdie is dan die oupa Sarel van Rensburg en almal van hulle hou van die berge en hou van bergklim. Self is hy 94, maar hy is nog steeds besig om kuns te maak en ek dink as hy kon dan sal hy nog steeds geklim het ook. So ons is gelukkig om hierso vir Christwish Mulunga hier by ons te hê. Christwish is oorspronklik van Zimbabwe af en ons het van sy werk hierso. Christwish het al 5 nasionale kunstoekennings gekry in sy moedersland van Zimbabwe. So ons gaan maar met Christwish in Engels moet praat en net vir hom 'n geleentheid gee om bietjie oor sy werk te praat. Christwish. Ja, Okay. Thank you so much. Yeah, I'm Christwish from Zimbabwe. Then I used to paint with oil paints. Then I have got 25 experience now. I learned art from my father. My father is the one who inspired me. So I like to paint the lifestyle we used to grow up with. in Zimbabwe. Yeah, like this painting, I did it after I experienced that car before when I was young.
because we used to make these cars from. You're kind of a 3D art. Yes. Most of my paintings I used to paint sometimes about the situation which is what is happening in our time, economic activity, what we used to face in our lifetime. Okay, very interesting. Thank you. Okay, thank you so much. So dit is werk deur Janine Bryce. Lyk soos 'n smaak soos 'n Walliese van. Sy is ook De Wet. En so haar getroude van is De Wet, maar baie van die kunstenaars hou hulle nooiens van is. So sy is eintlik meer bekend as Janine De Wet en haar man is weer die kurator van die natuurtuin. Ek dink sy kry ook baie van haar inspirasie van die natuur af vir haar kunswerke. So hier is 'n bietjie abstrakte werk en dan weer bietjie landskappe. Hierdie is Betty Wood. Ook diere, landskappe, krometartboom. Baie mooi krometartboom daai. Ons werk deur Belinda Joer. Sy is 'n baie bekende kunstenaar van Montetjie af. Sy het ook haar eie kunsgalery hierso in Montetjie, maar ons is baie gelukkig om van haar werk hierso by ons by Kupenda Africa galery te hê. Hierdie is werke deur Alzette Jacobs en sy doen weer al haar kunswerk met klei. Sy verf ook, maar vir hierdie uitstalling het sy net van haar kleiwerke gebring. Hier is nou by 'n baie mooi skildery van Belinda Joer van 'n luiperd. Nou ek wil haar net die ou storieetjie hier bylaas. Ek weet nie of dit waar is nie. Dis nou wat die manne, die kenners beweer, dat hier in die Langeberge hier by ons is 2 soorte luiperds. Okay. Die een is baie gevaarlik en die een is glad nie gevaarlik nie. Nou, een van die 2 luiperds, die een 2 kolle minder as die ander een. Nou, maar niemand het nog die moeite gedoen om vas te stel watter een, of die een met die minder kolle of die een met die meer kolle is gevaarlik. Hulle het nie teruggekom nie. Ja, en dan as jy die luiperd in die nag sien, sê maar jy kry loop hom toevallig raak aan die pad, dan die een het groen oë en die een het geel oë. Maar niemand het dan nog kon vasstel of die geel oë by die een met die minder kolle behoort of die groen oë. Nou daai luiperd wat nou daar is, lyk of soms een met die groen oë. Dit lyk vir my so ja. Maar nou weet ons nie of dit die een met die 2 kolle minder of die 2 kolle meer is. Nou ek hoop nou iemand wat na die video kyk wat 'n luiperdkenner is, kan miskien vir ons 'n bietjie lig werp daarop. Maar dit is nou wat die mense beweer. Is so sal iemand asseblief kyk of dit waar is. Oom Koos, ek wil vir oom net ook voorstel aan Jan Raats. Hy is ons resident artist hierso by Kupenda Africa. Hy het sy studio hierso by ons. Jan het in United Nations gewerk, die Verenigde Nasies gewerk. Ons is baie bevoorreg om vir Jan hier te hê. Jan het al verskeie toekennings gekry vir sy werk internasionaal. En ek gaan vir Jan los om homself bietjie sy storie te vertel oor sy kunswerk. Oh, thanks very much. Pleased to meet you. Pleased to meet you. I'm afraid it's very English, Jan. So No, it's all right. I can understand it. that's fine. So I've been painting just about all my life. My brother is a very good professional artist based in Perth in Australia, and he does mostly work for the big art studios, for Spielberg and Disney and those places. That's where he does his work. But we've always painted as a family. And then careers as they do, they change. I ended up becoming an electrical engineer and went to work for the United Nations. Did most of post-conflict and post-disaster countries, so Afghanistan and those sort of places. And I was involved with the agency that did the infrastructure. So we built the humanitarian corridors for aid to get to the people, so after an earthquake or those sort of things. And in most of those countries, taking photographs is illegal.
So I painted. I used to paint what I saw, what I was experiencing while I was there. And then when I was finishing my mission in South Sudan, I came back home quite ill. I actually found that I was actually a type 1 diabetic. Getting over that, we decided to actually stay in South Africa to the little town of Knysna and opened our gallery there. And I became a full-time professional artist there. During COVID, one of the things that happened was the Museum of Modern Art opened their platform for other artists to participate. So we could do any of the courses at the Museum of Modern Art for free, and you had to do them at home. And then obviously as part of it, there was a studio practice. So the artists you were learning about, you had to then go and develop your own art as part of that. But we couldn't buy anything. We couldn't buy material. You had to work with what you already had. So whether it was paint that you already had or materials you had in stock. And one of the artists that I was studying was an abstract impressionist artist, expressionist artist. And she was doing these wonderful geometric abstract compositions. And I decided I liked the whole thing. Is it now something like this? I started like this. So then what I had were plastic water bottles. And at that stage, they were asking artists to come up with art that spoke to rejuvenation, sustainability, recycling. And I had the plastic water bottles, which if you've traveled anywhere in the world, you realize are an absolute scourge everywhere. And that's not these are plastic water that's not bottles. your idea. Yeah. So Very interesting. I cut the butterflies by hand out of the plastic water bottles. How many butterflies on that picture? This one has about 670. Several days work. About 6 months. It was months. Yeah, about 6 months. Thing in yeah. terms of days. Yeah. So I paint the back of them with acrylic paint using bits of plant material to create the abstract marks. Because you're painting on the back, you just have to remember that the color you want at the front, you have to start with. It's not like a painting where you're painting this way, this you're taking away as you go. So you may end up making quite a few mistakes as you go along, but eventually you get something that you can turn into a composition, and then I create these things. And then my latest stuff that I'm doing is actually using gold leaf to create very glittery type butterflies. And that was influenced by Klimt and his portrait of Adele Bloch. And that's one of the paintings I'm taking with me on Sunday to Switzerland. We've got a big exhibition in Switzerland. Yeah, in Zurich in Switzerland. Okay. So I'll be off there on Sunday. And we'll take No, may you have big success in Switzerland. Yeah. Okay, no, maar thank you very much. Yeah, Thank you very much. Dankie vir die geleentheid dat ons hierdie video hier kon maak. En ons sit hierdie agtergrond is toen in Tanzanië. Adele daar in die begin van ons gesprek gepraat van sy in Tanzanië gewoon en hier is ons nou weer terug by Tanzanië. Adele, baie dankie. Dit was Baie dankie oom, dit was baie een lekker. plesier om vir julle hier te hê. En alle sukses met die uitstalling. Baie